Wat 'n voorreg is dit vir ons nie om hier in die huis van gebed by mekaar te kan wees op hierdie pragtige Sabbatdag. Dankie vir alles wat U vir ons bly doen, dat ons in die lewe en gesondheid behoue gebly het. Mag U vandag ons voed met die brood van die ewige lewe, terwyl ons hier saam aanbid in Jesus naam. Amen. Vir ons skriftuurlesing wil ek julle vra om saam met my te blaai. Psalm 51. En ons gaan daarvan lees van vers 7 tot vers 19. So Psalm 51 vanaf vers 7 tot vers 19. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, U het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborge maak U aan my wysheid bekend. Onsondig my met hyssop, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeu sal wees. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat U verbrysel het. Verberg U aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders U weer leer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong U geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond U lof kan verkondig. Want U het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In brandoffer het U geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie. Tot sover. Het julle, soos ek, al ooit gewonder of Jesus se preke en sy gelykenisse spontaan was? Of het hy hulle voor die tyd versigtig deurdink en beplan? Nou as ons kyk na hoe omvangryke sommige van Jesus se gelykenisse is. Ek dink baie keer daaraan dat Jesus se gelykenisse was soos 'n eie. 'n Eie het laag, en verder jy in 'n ei afskil, hoe meer laag vind jy. Dit is net laag op laag op laag. En dit is baie soos Jesus se gelykenisse was. En wanneer ons daardie omvangrykheid van Jesus se gelykenisse sien, dan kan ek nie anders as om te glo dat hy hulle versigtig vooraf beplan het. Nou gedurende Jesus se heel eerste preek, bekend as die bergpredikasie,
het Jesus verskeie omstrede uitlatings gemaak. In Matteus 5 vers 20 lees ons byvoorbeeld dat Jesus aan die skare gesê het: As julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs is nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Nou ja, ek kan julle verseker dat daar nêrens in die wêreld 'n groep mense was wat meer toegewyd en met groter ywer volgens die wet gelewe het as die fariseërs nie. Dit sou byvoorbeeld nie vir Jesus nodig gewees het om met hulle oor tiende te praat nie. Hulle het tiendes van selfs kruisemente, anys en koriandersaad gegee. Dit sou ook nie nodig gewees het om met hulle te praat oor sondeoffers nie. Hulle het soveel diere geoffer dat die bloed wat uit die tempel uitgevloei het, dikwels verstop geraak het. Dit was nie nodig om hulle te vertel van die Sabbat, of van rein kos, of enige ander gebod nie. Die fariseërs van Jesus se tyd het soos die Adventiste van vandag nougeset gelewe volgens die bloudruk. Wat Jesus egter vir hulle aan moes herinner het, was die waarheid aangaande wat God van sy kinders verlang het. Die Jode het geglo dat God 'n God van wet was. En daarom het hulle so op wet gefokus. Maar hulle het vergeet dat van God se beste vriende, soos Job, Abraham en Josef, lank voor Sinaai en die gee van die wet gelewe het. Hulle het God behaag deur lewens te lei wat nie deur wet voorgesê is nie, maar tog in hervorming was met die hemel se beginsels. Die vraag is natuurlik, as God dan nie sy regering deur wetgewing wou bestuur nie, hoekom het hy soveel wette gegee? Nou ek wil vir julle 'n uittreksel lees uit Patriarge en Profete. Ek het die Engelse weergawe hierso. Bladsy 364. Dit sê, if man had kept the law of God as given to Adam after his fall, preserved by Noah and observed by Abraham, there would have been no necessity for the ordinance of circumcision. And if the descendants of Abraham had kept the covenant of which circumcision was a sign, they would never have been seduced into idolatry, nor would it have been necessary for them to suffer a life of bondage in Egypt. They would have kept God's law in mind, and there would have been no necessity for it to be proclaimed from Sinai or engraved on tables of stone. And had the people
practiced the principles of the Ten Commandments, there would have been no need for the additional directions given by Moses. Galasiërs 3 vers 19 brei uit op hierdie punt. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredings. Julle moet verstaan, God was verplig gewees om aan sy kinders wette te gee. Hoekom? Omdat hulle klaar besig was met die dinge wat die wet verbied. Hulle het hulle al klaar daaraan skuldig gemaak. Maar dit beteken nie dat God sy regering so wou bedryf nie. Deuteronomium 10 vers 12 sê, en nou Israel, wat eis die Here van jou as net om die Here jou God te vrees, en al sy weë te wandel, en om lief te hê, en die Here jou God te dien met jou hele hart, en met jou hele siel. Dit was hoe God wou hê, dat sy kinders moes optree. Mikha 6 vers 8 sê, hy het jou bekend gemaak, o mens wat goed is. En wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen, en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. En daarby sê Jesaja 58 vers 6, is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, en dat julle afhaal die stroppe van die juk, en vry laat weggaan die verdruktes, en elke juk stukkend breek? Maar God se kinders wou nie luister nie, en daarom moes God wette maak. Maar God het geweet dat wet verkeerd gebruik kan word. Wet het Lucifer byvoorbeeld die verskoning gegee om God valslik aan te kla. Dit was deur wet dat Satan Eva verlei het om te eet van die verbode vrugte. Hy het vir haar gesê, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Satan het natuurlik God se woorde verdraai, want die boom van die kennis van goed en kwaad en die wette daar rondom was nie daar om Adam en Eva se vryheid in te perk of hulle lojaliteit te toets nie. Dit was juis om hulle teen die vyand te beskerm, want Lucifer is slegs toegelaat om die Edenpaar daar by die een boom te versoek, nêrens anders nie. En al wat Adam en Eva moes gedoen het, was om weg te bly van die boom af. Nou ons weet nie met watter woorde Satan die engele verlei het nie, maar hy het waarskynlik God as wetties aan die engele voorgestel. Die waarheid is dat wet voor die sondeval in die heelal onbekend was. Hoor wat sê The Mount of Blessings, bladsy 161. The angels of heaven attain unto no higher knowledge than to know the will of God. And to do his will is the highest service that can be engaging their powers. But in heaven, service is not rendered in a spirit of legality.
When Satan rebelled against the law of Jehovah, the thought that there was a law came to the angels almost as an awakening to something unthought of. In their ministry, the angels are not servants, but as sons. There's perfect unity between them and their Creator. Obedience is to them no drudgery. Love for God makes their service a joy. So in every soul wherein Christ, the hope of glory, dwells, his words are re-echoed. I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Die engele het nie God gedien en hom liefgehad, omdat daar 'n wet was wat hulle verplig het nie. Jy kan buitendien niemand deur wetgewing dwing om vir jou lief te wees nie. Wet is wel deur sonde ingestel, maar wet het risiko's ingesluit. Wat maak wet so gevaarlik? Die gevaar van wet is juis dit wat met die Jode gebeur het. Hulle het probeer om wet hulle morele kode te maak. Maar wat gebeur wanneer jy dit doen? Jy kan al die wette hou en steeds verlore gaan. Kyk Lukas 18 vers 10 tot 14. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n Fariseer, die ander 'n tollenaar. En die Fariseer het gestaan en by homself so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers of soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer 'n week. Ek gee 10des van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste ene het regverdiger na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Is wet dan sleg? Wel, nie as dit reg verstaan word en toegepas word nie. Galasiërs 3 vers 24 sê, die wet is ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word deur die geloof, nie deur die wet nie. Dis 'n regte verhouding met God wat ons red vir die koninkryk. Nie ons wetsonderhouding nie. Nou, het ons dan nie wet nodig nie? Ja, tog, maar slegs toe ons nog kinders was. En dit nodig was dat ons ouers vir ons reëls moes gee, soos jy moet jou tande borsel nadat jy geëet het. Daar was natuurlik 'n tyd toe ons tande geborsel het, net omdat ons ouers ons gesê het dat ons dit moet doen. Maar daar kom tog 'n tyd, wanneer jy groter word, en jy self jou tande borsel, omdat jy weet dat dit reg en goed is, nie omdat iemand jou moet sê om dit te doen nie. Net so verwag die Here van ons, in ons geloof moet ons groot word, en doen wat reg is, omdat dit reg is, en nie omdat 'n wet ons moet vertel wat ons moet doen nie. Wet is eintlik vir wetsoortreders. 1 Timoteus 1 vers 9 sê,
Die wet is nie gegee vir regverdiges nie, maar vir wetteloses en tuchtelose mense, goddelose, sondaars, onheiliges, ongewydes, vadermoordenaars, moedermoordenaars, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mensdiewe, leenaars, mynediges, en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is. As jy met ander woorde in stryd is met wat reg is, dan het jy wet nodig. Maar as jy bly doen wat reg is, omdat dit reg is daar geen nodigheid vir 'n geskrewe wet nie. Jesus se lewe en woorde het hierdie beginsel oor en oor beklemtoon. Maar die Joodse leiers het Jesus se verduideliking telke male verwerp. Want hulle grootste stryd teen die prediking van Jesus het rondom die interpretasie van wet gewandel. Op 'n keer vra hulle vir Jesus, wat is die grootste gebod? En Jesus antwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele verstand, en met al jou krag. En die tweede gebod hieraan gelyk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar dis nie die antwoord wat hulle gesoek het nie. En onwykend vra hulle, wie's my naaste? Op 'n keer wil hulle weet, waarom vas jou disippels nie? En dan, waarom was jou disippels nie hulle hande op die gebruikelike manier voordat hulle eet nie? Hulle het Jesus veral oor die Sabbatgebod aangeval. Hulle het later uit woede en frustrasie Jesus begin haat en uiteindelik hom gevange geneem, gemartel en gekruisig en daarna huis toe gehaas om die Sabbat te onderhou, want hulle was tog die volk van God en Esegiel 20 vers 20 sê tog, heilig my Sabbate en hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek die Here julle God is. Maar die wet het hulle vyande van die wetgewer gemaak. Saul, wat na sy bekering as Paulus bekend geword het, was 'n toegewyde fariseer, 'n fanatiese wetsonderhouder. Saul sou gereeld deur die wet gaan om te sien of hy dalk een van hulle oortree het. En daarna sou hy homself geluk gewens het, omdat hy volgens sy wetsgehoorsaamheid regverdig was. Maar dit het hom nie verhoed om Stefanus se marteldood goed te keer nie. As die wet ons nie na Christus toe lei nie, en na 'n geloofsverhouding met hom, sodat ons kan leer om reg te doen, omdat dit reg is, en nie omdat die wet dit vir ons moet sê nie, sal ons soos die fariseërs van Jesus se tyd nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Christ Object Lessons, bladsy 97 vertel ons, the man who attempts to keep the commandments of God from a sense of obligation merely because he is required to do so will never enter into the joy of obedience. In fact, he does not obey. As jy probeer om wet jou morele kode te maak, sal jy nooit die Here leer liefkry
want niemand kan deur wetgewing gedwing word om iemand lief te hê nie. Dit is slegs wanneer jy die Here leer vertrou en 'n vriendskapsverhouding met hom opbou, dat jy hom kan leer lief hê. En as jy hom leer lief gekry het, sal jy nie langer sonde wil doen nie. En dan kan hy jou die krag gee om versoekings te weerstaan. Want wat reg is, sal in jou hart wees, waar dit hoort te wees. God wou dat jy reg sal doen, omdat dit reg is. Daar's nog 'n gevaar wat voortspruit uit 'n wettiese verhouding met God. En dit is 'n beheptheid met vergifnis. Wetsoortreding impliseer natuurlik straf. En om straf te vermy, word vergifnis belangrik. Die Israeliete was behep met vergifnis, en daarom die baie offers. Hoe meer offers, hoe meer vergifnis. Maar God het nie soseer offers verlang nie. Jeremia 7 vers 22 sê, toe ek julle voorvaders uit Egipte laat trek het ek hulle nie beveel om vir my brandoffers en ander offers te bring nie. Maar wat ek hulle beveel het is, jy moet my gehoorsaam, dan sal ek julle God wees en julle sal my volk wees. Maar julle moet leef soos ek julle beveel, sodat dit met julle goed kan gaan. 1 Samuel 15 sê, kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffers, en om te luister beter as die vet van ramme. En Hosea 6 vers 6 sê, want ek het 'n behaag in liefde, en nie in offerandes nie, en in kennis van God, meer as brandoffer. Toe Nikodemus na Jesus toe gekom het Jesus nie vir hom gesê, jy moet vergewe word om die koninkryk van God in te kan gaan nie. Nee, hy het gesê, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. God verwag dat jy 'n rein hart en 'n vaste gees moet hê. Vergifnis, hoe belangrik dit ook al is, kan jou nie red nie. Wanneer dink julle het die verlore seun se pa hom vergewe? Waarskynlik nog voordat hy uit die huis uitgestap het. Maar dit het die verlore seun niks gebaat terwyl hy daar tussen die varke gesit het nie. Hoeveel van die wat Christus gekruisig het, sal gered word? Al het Jesus gevra, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Het julle geweet dat daar in die Levitiese stelsel geen offer vir moedswillige sonde is nie? In al die opgetekende gevalle is dit offers vir sondes wat onwetend gedoen is. Wat moet ons dan met moedswillige sonde doen? Die antwoord is eenvoudig. Hou eenvoudig daarmee op. Laat staan dit. Wat help dit as jy vergifnis soek vir sonde wat jy nie wil los nie? Die Here kan jou nie van in jou sonde red nie. Hy red jou van jou sonde. Jy moet vir die sonde dood wees. Jy moet gewillig wees om weergebore te word en 'n nuwe hart te hê, voordat die Here jou in die ewigheid tussen die heilige wesens kan toelaat.
Reg doen moet in jou hart wees. Hou op om jouself teenoor die wet te meet. Meet jou liewers teenoor Christus. Leer van hom. Soek sy geselskap op. Lees van hom. Maak hom na. Dan sal jy leer om reg te doen, omdat dit reg is. En dan het jy nie langer 'n wet nodig nie. Romeine 8 vers 31 sê: Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit: God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy tree vir ons in. Kom ons leer om God te dien met 'n opregte hart. Nie omdat die wet vir ons sê dat ons dit moet doen nie, maar omdat ons ons Verlosser liefhet en hom wil gehoorsaam wees en sy voorbeeld wil navolg. Amen. Here, ons kom na U toe, omdat ons U kinders wil wees. Ons wil in 'n verhouding met U toetree, wat deur liefde gedryf word. Ons vra daarom, Here, dat U vir ons 'n nuwe hart sal gee, 'n opregte gees. Dat U vir ons sal ontvang in liefde, en daai liefde ons sal indring en ons harte sal bekeer. Mag ons lewe soos kinders wat ons ewige Vader met ons hele hart liefhet en hom wil dien. En so sal U vir ons eendag in die koninkryk van die hemel kan toelaat. In Jesus naam. Amen.